Goeienaand en baie welkom by Fokus op Pretoria FM en ook op ons YouTube kanaal. En dan wil ek ook ons gaste verwelkom vanaand en hier by my in die ateljee Roland Henwood, politieke wetenskaplike by die Universiteit van Pretoria. Roland, goeienaand. Goeienaand Susan, dankie. Lekker om jou te hê. En ook aan ons luisteraars en ons mede-deelnemers. Ja, ons mede-deelnemers sluit telefonies by ons aan. Jaco Kleinhans, hoof van openbare skakeling by Solidariteit. Hy staan in die FSA. Jaco, ook aan jou goeienaand en baie welkom. Ja, goeienaand Susan en Roland, baie lekker om julle hier te gesels van so net buitekant die Amerikaanse hoofstad Washington. Julle het 'n besige program dan, maar ek waardeer dat jy tyd gemaak het om met ons te gesels. Dankie. Eerstens Roland, ons het in die afgelope naweek het ons die laaste registrasie naweek gehad van die OVK wat hulle sê baie suksesvol was, hulle is baie tevrede. Ons weet nou dat die datum binnekort geproklameer gaan word. Wat gebeur nou? Beteken dit nou dat die registrasie of die kiesersrol dan nou gesluit is? Wanneer die verkiesing geproklameer is, sluit die kiesersrol. So dan kan daar nie meer registrasies wees nie, maar tot dan kan daar registrasies wees. En ek dink die belangrike is mense is geregistreer, almal wat wou waarskynlik grootliks het dit nou al gedoen. Maar as daar nog mense is, daar's nog tyd, doen dit aanlyn, is baie vinnig. En dan baie belangrik, iets wat mense nie altyd besef nie. Daar was 'n klomp veranderinge aan die grense van stemdistrikte of noem dit kiesafdelings. En mense wat in die verlede geregistreer was, kan dalk nou buite daai geografiese gebied val. En dan beteken dit hulle kan nie stem waar hulle dink hulle kan stem nie. So dis tog belangrik dat mense net gaan seker maak ek is nog steeds geregistreer waar ek in die verlede was. Daar's 'n hele klomp veral stedelike, ek weet hier by ons is daar 'n klomp veranderinge gemaak. En dis tog belangrik dat mense wel kan gaan stem. So gebruik hierdie tyd om seker te maak jy's geregistreer, maar maak seker jy's op die regte plek nog steeds. Want die veranderinge wat aan die grense gebring word, skuif nie die kiezer saam nie. Jy moet dit self doen. So is tog belangrik om dis klein goedjies, maar op die einde is dit wat 'n verskil maak aan die verkiesingsuitslag. Absoluut. En as ek reg is, Roland, maar jy kan my nou korrigeer, dan is dit ek dink teen Vrydag wat hulle die datum gaan proklameer. Ja, die verwagting is teen Vrydag, so dit gee vir mense so min of meer 4 of 5 dae. Gebruik dit want dit is baie belangrik. Ek dink hierdie is die een verkiesing waar mense nie moet sê ek gaan nie stem nie of ek sal sien. Dit is 'n ontsettend belangrike verkiesing. Absoluut, jy kan dit doen aanlyn by die OVK se webtuiste, baie maklik. Dis baie vinnig en as jy nie seker is hoe om dit te doen nie, kan jy gerus iemand in jou gesin vra om jou behulpsaam te wees daarmee. Iets anders wat ook ek dink vandag baie van die hooftrekke gehaal het, is natuurlik die onteieningswet wat nou in die hof uitgedaag word deur verskeie organisasies en partye wat daar betrokke is. Wat is die jongste inligting en hoekom is hierdie so belangrik, hierdie saak so belangrik? Goed, dit gaan oor behalwe die wese van onteiening, hoe dit gaan gedoen word indien dit gedoen sou word, maar dit gaan ook op 'n ander vlak oor die grondwetlikheid van die wet. En dit is een van die krities belangrike sake, dat indien die wet nie heeltemal in lyn is met wat die grondwet verwag en vereis nie, dan kan daai wet nie bly voortbestaan nie. Maar die wet gaan nie van self verdwyn nie. Dit moet uitgedaag word, die hof moet dit beoordeel en 'n uitspraak maak daaroor. Nou hier kan twee goed gebeur. Die hof kan bevind, want dis die Wes-Kaapse Hooggeregshof, kan bevind dat die hof is nie bestaanbaar met die grondwet nie, met ander woorde, dis nie in ooreenstemming, nie net met die letter nie, maar ook die gees van die wet. En dan sê jy goed, dit word verwys na die grondwetlike hof vir bekragtiging, of kan 'n uitspraak maak waarna dit verwys word. So daar's twee maniere van maak 'n uitspraak, maar dit moet bekragtig word omdat dit grondwetlike implikasies het. Die ander kan wees dat doeteenvoudig soos wat die wet geskryf is, daar's fundamentele gebreke in die wet. Is die argument byvoorbeeld van die DA en die minister van openbare werke, Dean McPherson, dat daar fundamentele foute in die wet is wat reggestel moet word alvorens die wet gebruik kan word. Daar's natuurlik diegene wat hulle opponeer wat sê maar die wet is reg en hulle argument is prosedureel. Die wet is deur die korrekte prosedures en daarom kan daar niks fout wees nie. Nou dit is nie 'n goeie argument nie. Ons kan 'n wet deur al die prosedures vat en dit kan nog steeds 'n wet wees wat interne gebreke het of wat belangrike gebreke het wat nie ooreenstem met die grondwet nie. En dit is die uitspraak wat 'n mens moet kry.
Jaco, Roland het nou verwys dat daar sekere beskrywings is of daar sekere gebreke is, maar ek wil ook vir jou vra in terme van die regering van nasionale eenheid, wat is daardie dinamika wat nou kan plaasvind met veral met die DA en ook as ek dink aan iemand soos minister McPherson wat nou ook as 'n respondent gelys is op die saak. Hoe affekteer dit die regering van nasionale eenheid? Ja, baie goeie vraag en ek dink ek wil so in breë konteks Susan reageer. Sommer om dalk net in kort iets te sê oor die munisipale verkiesing wat voor lê en julle het verwys daarna aan die begin en hoe belangrik is dat mense nog hierdie week seker maak hulle is in die regte distrikte geregistreer omdat die afbakeningsraad daardie grense dikwels van wyke verander het en alles en nou klink dit snaaks dat ek dalk jou vraag ontduik, maar ek doen nie. Die rede hoekom ek terugverwys na daardie eerste besprekingspunt is juis omdat daar kommer bestaan dat hierdie wet uiteindelik deur plaaslike rade toegepas kan word omdat hulle oor die persepsie beskik dat hulle gemandateer word deur hierdie wet om die onteiening toe te pas. En dan kan jy natuurlik 'n situasie kry in Suid-Afrika met redelike radikale koalisieregerings in sommige munisipaliteite wat hierdie wet binne hulle konteks toepas, wat besluit wat is openbare belang, want hier word verwys na openbare belang in hierdie onteieningswet. Nou ja, koalisieregering in een munisipaliteit kan natuurlik daardie openbare belang anderster interpreteer as een waar sê maar MK en die EFF regeer. En dit is wat 'n mens bekommerd maak. So, om my punt dus te maak en aan te sluit by Roland, baie belangrik, maak seker jy's geregistreer in jou regte wijk en maak seker dat jy oor die vermoë beskik om te gaan stem. Hierdie is nie 'n nasionale of provinsiale verkiesing nie, so jy kan nie maar net enige plek byvoorbeeld in jou provinsie opdaag om te gaan stem nie. Jy moet in jou distrik gaan opdaag en uiteindelik is iets so wesenlik en so groot soos eiendomsreg bepalend gaan plaaslike rade hier 'n bepalende rol kan speel, want plaaslike munisipaliteite het natuurlik die magte om in sekere gevalle onteiening te kan toepas en dit gebeur. So mens moet nie dit hier onderskat nie. Ek wil dit dus vat by argument van plaaslike raad af tot op die nasionale vlak en dit is nou om uiteindelik by jou vraag uit te kom oor die dinamika binne die regering van nasionale eenheid en hierdie regering van nasionale eenheid se is 'n posisie oor die onteieningswet en dit is natuurlik 'n komplekse posisie van dat president Ramaphosa hierdie onteieningswet so al vir die geheim onderteken het. Daar was eintlik 'n diepe ongelukkigheid gewees by verskeie politieke partye, verskeie instellings oor ten spyte van die kritiek en die kommer oor die grondwetlikheid van sekere artikels van hierdie wet. Hoekom president Ramaphosa voortgegaan het, daardie wet onderteken het en uiteindelik sommige partye in 'n baie moeilike posisie geplaas het en dit was natuurlik Desember 2024 wat hy daardie wet so stil onderteken het en dit het verlede jaar heelwat uitdagings binne die regering van nasionale eenheid geskep. Nou ek dink die Demokratiese Alliansie sit in 'n posisie waar hulle 'n fyn balans wil probeer handhaaf. Hulle wil verhoudinge binne die regering van nasionale eenheid probeer in stand hou, probeer bestuur. Hulle wil nie dat die onteieningswet die mate van krisis skep dat dit moontlik kan lei tot 'n einde aan hierdie regering van nasionale eenheid nie. So die Demokratiese Alliansie het ook 'n hofsaak teen hierdie wet, maar dit gaan absoluut prosedureel. Dit gaan oor die proses wat gevolg is uiteindelik met die wet. Die saak wat vandag voorkom in die Kaapstadse Hooggeregshof is 'n saak van AfriForum wat natuurlik baie spesifieke artikels van die hof uitdaag en sê hierdie artikels is ongrondwetlik. Dit gaan oor die hele kwessie van nulvergoeding, dit gaan oor wat is in openbare belang, dit gaan oor wesenlike kwessies wat AfriForum aanvoer nie grondwetlik is nie en natuurlik eenvoudig daar baie meer duidelikheid oor is. Nou ja, hoe ook al die hof beslis, ek dink AfriForum se standpunt is dat hulle 'n baie sterk saak het, maar wat ook al die hof beslis of dit nou verwys word na die grondwethof of nie, dit sal waarskynlik geappeleer word deur een van die partye na die grondwethof. Hierdie sal uiteindelik 'n saak wees waaroor daar in my opinie 'n finale besluit
beslissing binne die grondwethof gemaak moet word. En ek kan vir jou sê, die hele wêreld se oë is tans op hierdie hofsaak en dit is fascinerend dat daar hier in Amerika, waar ek tans op besoek is in Washington, 'n hoë vlak van bewustheid is oor hierdie hofsaak en die onteieningswet. Maar weet jy, ek het ook in die afgelope maand of wat in skakeling met Europese ambassades in Pretoria gesien hoe die Europese politici deeglik bewus is van die uitdagings en hoe hierdie wet getoets gaan word. So dit lyk ten minste asof elemente van hierdie wet baie sterk kans bestaan dat dele van hierdie wet ongrondwetlik verklaar sal word. Maar nou ja, die hofuitspraak sal natuurlik bepaal watter proses daar dan is, jy weet, wat vir ons voor lê. Maar ek dink ja, hier lê nog 'n langerige hofstryd voor en natuurlik gaan dit uiteindelik baie sterk verpolitiseer word. So jy gaan radikale partye soos MK en die EFF hê wat oor die volgende 3 maande in die munisipale verkiesingsveld tog baie sterk uitsprake gaan maak oor hierdie hele kwessie. En dan gaan jy aan die ander kant natuurlik partye en organisasies skryf wat gaan waarsku oor die geweldige risiko wat daar vir die Suid-Afrikaanse ekonomie is, indien die persepsie bestaan dat eiendomsreg onder druk verkeer in Suid-Afrika. En daardie persepsie bestaan sonder twyfel weens hierdie onteieningswet. En so 'n persepsie weet ons nou maar uit talle voorbeelde reg oor die wêreld. Ons kan dit in Venezuela en Cuba gaan haal en ons kan dit deurtrek na baie lande in Afrika. Wanneer 'n persepsie begin ontstaan dat eiendomsreg in 'n land onder druk is, dan sien jy dit wat ons die afgelope jaar of 2 in Suid-Afrika gesien het. Jy sien die onttrekking van buitelandse beleggings, versigtigheid vir herbelê, internasionale maatskappye wat op baie kontant begin sit en nie daardie kontant herbelê binne die ekonomie nie. Jy sien 'n versigtigheid dus vir grootskaalse herbeleggings en nuwe beleggings. En ons moet dit wegstuur. Suid-Afrika het tans 'n sekerheid nodig oor eiendomsreg sodat ons internasionale beleggings in ons ekonomie kan aanmoedig. Ja, net interessante en ook bietjie die absurditeit hier van president Ramaphosa het nou die wet onderteken soos Jaco sê in die geheim en groot konflik in die regering van nasionale eenheid veroorsaak. Onder andere toe Dean McPherson daarop gewys het dat alhoewel hy die verantwoordelike minister is, sal hy nie die uitvoering aan die wet gee nie. En veral nie op die manier wat sommige van die mense wat die wet ondersteun dit wil doen nie. Maar daarna het president Ramaphosa self erken dat 'n deel van die wet is ongrondwetlik. Met ander woorde, dit kan nie bestaan en bly voortgaan soos dit op die stadium gaan nie. En daar gebeur niks rondom die wet behalwe die hofsaake nou nie. So 'n bietjie van die tipiese manier van doen in Suid-Afrika wat verkeerd om is, wat nie sin maak nie. En dan wonder 'n mens, maar waarmee hou mense hulle besig en wie gee advies om hierdie goed te doen? En wat is dit anders as net eng partytetiese belang? En ek dink dit is die kwessies wat die saak belangrik maak, maar dis ook waar die risiko van die saak lê. En ek wil aansluit by wat Jaco sê. Ons gaan sien dat partye wat nie 'n sterk verkiesingsmanifest en 'n geskiedenis van goeie regering op plaaslike vlak het nie, gaan hierdie gebruik om die verkiesingsaandag weg te lei daarvan en amper 'n nasionale verkiesingstema te vat om hulle plaaslike regeringsverkiesing te veg. EFF is een daarvan. Ek het 'n verwagting dat ons gaan sien dat die ANC baie meer op 'n nasionale platform en hulle presidensiële leierskap fokus, want hulle rekord in plaaslike regering is so swak, hulle kan letterlik niks wys daarvoor nie. Baie interessant, dis 'n punt wat jy daar opgehaal het en ons gaan net hierna gaan ons verder gesels in Fokus. Bly gerus ingeskakel. Welkom terug by Fokus op Pretoria FM. Ek is Susan Botha, my ateljeegaste is Roland Henwood, politieke wetenskaplike by die Universiteit van Pretoria en ook telefonies Jaco Kleinhans, hoof van openbare skakeling by Solidariteit. Roland, die openbare beleggingskorporasie was die laaste 2 weke baie in die nuus. Daar's gekyk na leierskap, daar's kommer uitgespreek oor hoe veilig is die geld wat daar belê word. Wat is die jongste verwikkelinge? Ja, ek dink die feit dis groot, daar's geweldig baie geld en natuurlik is daar baie geld wat net eenvoudig verlore gegaan het as gevolg van swak besluite. Dit kan korrupsie wees of 'n vorm van korrupsie. Ek dink die belangrike wat ons gesien het, ons moet onthou die struktuur, die beheerstruktuur is baie sterk regeringsgefokus. Die adjunkminister of 'n adjunkminister in die ekonomiese kluster moet die voorsitter wees. Nou dit is 'n onding.
En as ons gaan kyk na hoe die regering van nasionale eenheid saamgestel is, dan het die ANC op die stadium die beheer en in effek moet dit weer 'n ANC adjunkminister wees en dis wat nou gebeur het. So daar's 'n nuwe adjunkminister wat nou die voorsitter word van die raad. Die raad is nuwe name is aangekondig. Die vraag is, gaan hulle beter doen? Gaan hulle meer oorwoë besluite neem? En dan is daar vir my 'n ander kwessie en dit is dat die adjunkminister David Masondo, die adjunkminister van Finansies, wat die voorsitter van hierdie direksie was, wat ongelooflike swak besluite geneem het. En nou is hy uit 'n konflik gekry met die hoofuitvoerende beampte en hy het in konflik met die minister van Finansies getree en toe het hy bedank. Nou die verwagting was dat hy afgedank sou word as hy nie bedank het nie. My vraag is hy nog steeds geskik om as adjunkminister van Finansies te dien? Gegee wat hier gebeur het en die manier hoe hy dit hanteer het en eintlik is hy aanspreeklik of ten minste mede verantwoordelik vir al die onverkooklikheid, maar ook die ondeurdagte besluitneming, en ek is nou baie diplomaties as ek hierdie woorde gebruik, wat onder sy voorsitterskap gebeur het. So my vraag is dit enigsins aanvaarbaar dat hy nog steeds bly dien as adjunkminister van Finansies? Want dis 'n sleutelportefeulje, Finansies, en hoekom dit ook vir my 'n belangrike vraag is, ons sien die afgelope tyd dat minister Godongwana al hoe sterker na vore tree as een van die belangrikste besluitnemers in die regering. Nou net 'n voetnota hier. Daar word baie gepraat oor die toekomstige leierskap van die ANC en wie's in en wie's uit. Ek begin dink mens moet dalk vir minister Godongwana dophou, want baie duidelik begin hy leiding neem. Hy neem besluite wat president Ramaphosa nog nooit bereid was om te neem nie, maar hy het die ondersteuning van die president en waarskynlik ten minste 'n deel van die ANC nasionale uitvoerende komitee. As diegene wat ongelukkig is wat terugdruk teen hom, maar sover kry hy sy sin en hy doen wat hy wil doen. So het dit gesien met munisipale regering, ons sien dit nou weer hier, want daar was geweldig druk dat hy nie moet inmeng nie, dat hy nie moet betrokke raak nie, en hy het sy sin gekry in daai sin. So vir my twee interessante gevolge van hierdie, behalwe nou 'n goeie regering wat herstel moet word, die kommer wat uit die weg geruim moet word by die OBK, is die kwessie van wat word van David Masondo en dan die nuwe rol wat Godongwana speel. Baie interessant. Ek weet ook dat die DA se leier Jordan Lewis was baie ongelukkig omdat Ashur Sarupen nie in daai rol ingestap het nie. Soveel so dat hy die president wil gaan sien het daaroor. Nou, dit sou waarskynlik 'n beter aanstelling wees. En as daar net een rede is, dan is dit want dis nie nog 'n ANC-kader wat ontplooi word nie. Maar ek wonder of dit nie dalk in die belang van die DA is om nie op die stadium daar betrokke te wees nie. Want wat ook al gaan gebeur en wat ook al vorentoe gaan uitkom, gaan na jou toe terugkom. Wat wel belangrik is dat hier 'n debat geopen is nou oor, is dit regverdigbaar en die beste praktyk om 'n politieke aanstelling te maak wat daai baie belangrike pos beklee. Onthou die openbare beleggingskorporasie bestuur die pensioenfondse van alle amptenare wat vir die regering werk en dit is die grootste fonds van sy soort in Afrika. En as ek reg is, die verhouding is, dit is amper die helfte van Suid-Afrika se BBP in waarde. Nou daar is miljarde rande alreeds vermors en dis deels hoekom hierdie probleme ontwikkel het en wat gelei het tot die veranderinge. So hopelik kan dit aangespreek word, kan daai vermorsing gekeer word. Maar die vraag is, moet 'n politieke aanstelling wat direk in die ANC sit, daai belangrike pos vervul? Geen ander pensioenfonds word deur politici bestuur nie. Hoekom moet hierdie een anders wees? En ek dink dit is vrae wat gevra moet word en daar moet waarskynlik begin word om druk uit te oefen om te sê maar hierdie fonds moet bestuur word soos enige ander pensioenfonds want dit is nie staatsgeld nie. Dit is die geld van pensionarisse wat oorbetaal word in hierdie fonds. En dit kan nie op so lukrake wyse bestuur word en doeteenvoudig vermors word en dan gebeur daar niks nie. Ek meen een van die goed is net die beleggings wat gemaak word wat ondeurdag is, wat hoë risiko beleggings is. En daar's geen manier om dit te kontroleer of lyk dit vir my om dit te stop as dit gemaak word nie. En dan die ander kwessie is jy kan nie daai bedrag geld maklik verhaal as dit eers vermors is nie.
So baie belangrike ontwikkelinge, maar langtermyn kwessies wat nog hanteer sal moet word. Ek wil vir jou inbring by hierdie gesprek ook en ek wil jou vra, was hierdie nou nie die ideale tyd dan vir die president om dan of dan vir die leierskap om eintlik maar 'n geheel die openbare beleggingskorporasie te hervorm nie? Om dit eintlik net maar Absoluut so. Ja, Susan, nee, kyk sonder twyfel. Ek dink dit is die enkele geleentheid. Hierdie is 'n soos Roland gesê het, is 'n reuse instelling. Is die grootste batebestuurder in Afrika, 2,5 triljoen rand. Dis 'n instelling wat hoe groter die krisis daar word, ons praat van 'n krisis vergelykbaar met die Eskom krisis wat ons die afgelope 15 jaar in die land gesien het, of die Transnet krisis, wat natuurlik reuse skade aan ons ekonomie aangerig het. Die OBK se rol in die Suid-Afrikaanse ekonomie kan nie vir 'n oomblik onderskat word nie. Hulle het reuse beleggings in van die grootste maatskappye in die land en hulle dryf ongelukkige politieke agenda in hierdie beleggings. Daar's 'n baie sterk swart ekonomiese bemagtigingsagenda. Daar is verskeie uiters riskante beleggings gemaak, reusagtige beleggings in swart ekonomiese bemagtigingsmaatskappye. Dit is geld van mense se pensioenfondse wat hiermee gespeel word. En die feit dat die voorsitter 'n politieke aanstelling is, moet tot 'n einde kom. So daardie wetgewing moet verander word. Dit is noodsaaklik. Daar moet 'n bekwame direksie aangestel word, 'n bekwame uitvoerende hoof. Die krisis is reeds agter, jy weet, met die krisistand in die direksie, die uitvoerende hoof wat geskort is. Alles hiermee saam dui vir ons op 'n krisis wat indien dit nie vinnig en doeltreffend hanteer gaan word nie, 'n groot rimpel-effek deur die ekonomie kan hê wat eenvoudig ons nie kan bekostig nie. Ons weet watter skade het byvoorbeeld die Eskom krisis aan ons ekonomie aangerig of die Transnet krisis aan ons ekonomie aangerig. Die vingers wat die OBK in elke sektor van ons ekonomie tans het, dink ek is iets wat baie Suid-Afrikaners nie begryp nie, nie verstaan nie. So nee, hierdie hervormings is noodsaaklik en ek dink enige party wat binne die regering van nasionale eenheid is, moet eenvoudig hierop aandring. Dit gaan nie daaroor of dit 'n ANC of DA adjunkminister is wat aangestel word. Ek dink ook Sarupen sou 'n beter voorsitter gewees het. Nee, ons het iemand wat uitstekende CV en rekord het in batebestuur nodig om daardie voorsitter te wees, en 'n bekwame direksie. En kom ons wees eerlik, die OBK het die afgelope paar jaar nie 'n bekwame direksie gehad nie en daarom is die hele idee oor 'n totale hervorming van die beheer van die OBK, dink ek nie meer 'n luukse nie. Dit is nou 'n noodsaaklikheid. Dankie. Ek wil vir 'n oomblik van die nasionale instellings af terugkeer na ons plaaslike instelling, ons plaaslike munisipaliteit. Roland, ons het die laaste 2-3 weke eintlik hier vanaf Julie maand eintlik gesien hoe posisies soos die stadsbestuurder van 'n metro soos Tshwane groot kommentaar en kritiek uitgelok het, soveel so dat hy geskort is en daar was 'n groot probleem rondom daai hele situasie gewees. Vrydag het die uitspraak uitgekom dat sy skorsing was onregmatig geweest. Hy's teruggeplaas in sy posisie. Maar wat beteken hierdie tipe van geskille vir plaaslike bestuur? En hoe noemenswaardig is hierdie saak? Ek dink hierdie is belangrik vir verskillende redes. Dis nie die eerste keer wat dit gebeur nie, maar dis die eerste keer wat dit op hierdie manier getoets word. En ek dink dis die belangrike punt. In die verlede waar skorsings was, het die individu self op 'n basis van sy belange na byvoorbeeld die arbeidshof gegaan en bepaalde remedies gekry of wat ook al. Nou het ons dit gekry waar partye die speaker en basies maar die raadsbesluit in twyfel trek. Nou die belangrike as mens gaan kyk na die hofuitspraak, en ek wil nie oor die tegnikaliteite nie, maar die belangrike punte vir my is daar's perke op wat 'n speaker kan doen in 'n raadsvergadering. Want hier was 'n blaatante manipulering gewees. Agtergrond, daar's 'n raadsvergadering belê, maar dis buite die normale sittingstyd. Daar was 'n reses gewees. En dis 'n raadsvergadering belê sonder 'n agenda. En daar was, as ek reg onthou, 13 raadslede wat aansoek gedoen het dat hulle verskoon word want hulle is met vakansie. Wat 'n normale proses is. Dit is toegestaan. Toe hulle agterkom waaroor hierdie vergadering sal gaan, en dit was stories wat geloop het, noem dit maar roemers. Daar was nog nie 'n agenda nie, as ek reg die proses reg verstaan. Het
13 het hierdie raadslede teruggekom en die vergadering wel bygewoon. En toe gaan die speaker en hy trek hulle stemme af en sê hulle het onregmatig gestem, want hulle het toestemming gehad om nie die vergadering by te woon nie, hulle is verskoon. So hulle kan nie dan kom stem nie. En dit beteken met 'n klein meerderheid neem hulle die besluit wat die ANC, die EFF, alhoewel Action Suid-Afrika sê hulle het nie gesteun nie, maar onder hulle leiding saam met die ander in die koalisie, daar's natuurlik 'n paar ander kleiner partye ook wat deel hiervan was, word toe nou besluit om hom te skors. Nou dis die eerste kwessie. Die tweede een is, dieselfde vergadering besluit om vir Mnisi wat die hoofuitvoerende finansiële beampte, die hooffinansiële beampte is, net op 'n waarskuwing te sit, wat 'n mindere, daar kan nie gevolge daarvan wees nie. Nou onthou, hy is uitgewys by die Madlanga-kommissie, dat hy hoogs twyfelagtige, onwettige besluite geneem het, dat hy deel was van die goedkeuring van korrupte tenders. En hy word met 'n waarskuwing teruggebring. Die belangrikheid hiervan is, prosedureel kan hy dan nie verder eintlik teen opgetree word nie, hy kan 'n skriftelike waarskuwing kry. Terwyl Metler, die volgende stap is, hy word afgedank. Nou, die hofsaak is gebring en die uitspraak is dat die speaker kan nie die stemme manipuleer nie. As iemand teenwoordig is, 'n regtens verkose raadslid, of jy nou verskoning gemaak het of nie, as jy in die vergadering teenwoordig is, tel jou stem. En dit is op grond daarvan wat Metler se skorsing opgehef word. Nou die volgende deel is wat gebeur met Mnisi, want dit is ook dan op 'n onregmatige manier daai besluit geneem. So dit gaan ook hersien moet word. En as ons na die getalle nou kyk, is dit onwaarskynlik dat hulle gaan ontslaa raak van Metler. Nou die gronde vir die ontslaa raak van Metler is ook hoogs twyfelagtig, want dit is 'n EFF-verslag wat sommer 'n klomp goed bymekaar gegooi het, wat al in die verlede na gekyk is en bevind is daar is nie meriete nie. Die feit dat die ANC en die EFF hierdie en saam met van die ander partye hierdie verslag aanvaar het as 'n basis vir skorsing, vra natuurlik baie ernstige vrae oor wat is die motiewe. Die laaste punt miskien net in die hofuitspraak wat gemaak is gesê dat alle besluite wat geneem is in ek dink is 2 weke wat Metler nie op kantoor was nie, wat hy geskort was. Alle besluite, tenders wat toegeken is, besluite met finansiële implikasies wat geneem is tegnies nou onderworpe aan heroorweging. Want dit is 'n onwettige daad gewees om hom te skors en alles wat in sy afwesigheid gedoen is daarom kan ook as nie bindend beskou word nie. Nou mense gaan sien hoe dit moet uitspeel. Wat vir my baie interessant was vanuit 'n partypolitiese perspektief, is hoe Action Suid-Afrika hierdie proses bestuur het. Baie duidelik is hulle 'n junior vennoot in die regering van Tshwane se regering, se koalisieregering. En hulle het half gesê, maar dis die DA se skuld dat dit gebeur het, en hulle steun nie die skorsing nie. Maar die feit dat hulle die burgemeester is, beteken hulle is gebind daardeur. Nou my interpretasie is, Action Suid-Afrika probeer hier om almal tevrede te stel. Is nie ons skuld dat hy geskort is nie, maar ons het nie 'n keuse as om met die ander saam te werk nie. Nou dit kort voor 'n verkiesing is nie 'n baie goeie posisie om in te neem nie. So ek sou graag wil sien wat gaan die langtermyn gevolge hiervan wees, waar jy nie deurslaggewende leierskap kry wat prosedureel en eties korrek is nie. En ek dink dit is die basis wat 'n mens ook na hierdie kwessie moet kyk. Natuurlik is daar nou nog 'n volgende fase van die hofsaak en dit is waar die meriete van die aanklagte teen Metler oorweeg gaan word. So dis nog nie die einde van die proses nie, maar tot en met daai saak afgehandel is, bly hy die stadsbestuurder en bly hy in sy amp en hulle gaan nie baie maklik nou weer teen hom kan optree nie. Laaste opmerking oor die raad, dit bevestig die oppergesag van die raad en die raadslede wanneer dit kom by hierdie tipe besluite. Maar dit bevestig ook die perke wat daar is aan wat iemand soos die speaker kan doen in terme van 'n diskresionêre besluitneming in 'n vorm magsuitoefening of eintlik magsmisbruik. En dis belangrik in daai sin ook dat daar meer duidelikheid kom, want ons het al baie keer gesien dat raadsvergaderings gemanipuleer word om bepaalde doelwitte te bereik, om bepaalde goed te keer. Hierdie begin daai spasie al hoe kleiner maak. Daar's 'n manier om dinge te doen of jy van hou van die uitkoms of nie. Daar's 'n manier en jy moet dit so doen.
Ek wil net voordat ons gaan net ook in ons program net kortliks onderbreek, net ook noem dat die Vryheidsfront Plus het nou ook aangedui dat hulle die openbare beskermer genader het om die speaker te ondersoek en die aksies wat hy geneem het. Ja, baie belangrik. Onthou, dit was die DA groepering, DA Vryheidsfront wat saamgewerk het om hierdie ding te beveg. So 'n breë front van, noem dit maar 'n alternatiewe koalisie wat teen die regerende koalisie opgetree het, maar wat genoeg steun gekry het. En die interessante is omdat Action Suid-Afrika lede ook nie vir hierdie mosie gestem het nie. So dis baie interessant hoe die dinamika begin uitspeel. En daarom sê ek wil sien wat gebeur in die aanloop tot die verkiesing. Ek het 'n idee, daar gaan bepaalde veranderinge kom. Daar's definitief probleme in van die partye wat deel van die regerende koalisie is, omdat hulle nie saamstem of ongemaklik is met sekere besluite. En natuurlik die onderliggende argument wat nie so altyd direk nie, maar wat onderliggend is aan die ding is dat dit was 'n poging om besluite te neem voor die verkiesing, wat eintlik in effek die volgende regering na die verkiesing gaan bind. Nou dit is nou hopelik in die kiem gesmoor dat dit nie gaan gebeur nie. Jy luister na Fokus op Pretoria FM en ons is net hierna terug. Welkom terug by Fokus op Pretoria FM. Ons het net voor die handelsbreek het ons gepraat oor die groot uitspraak en die eintlik maar 'n saak wat baie mense met groot belangstelling dopgehou het. Solidariteit het uiteindelik die saak gestel. Johan Metler, die stadsbestuurder van die Tshwane Metro verteenwoordig, uitspraak is in sy guns gelewer. Jaco, van jou punt af of van jou opinie af, wat is vir jou belangrik wat uitgestaan het van hierdie saak? Ja, ek dink wat belangrik is, ons moet net weer die konteks sien, Susan, van waar binne dit gebeur het. Nou, maar dis baie belangrik. Ons is enkele maande voor 'n munisipale verkiesing. Die besluit van die ANC en EFF om Metler te skors was ongegrond. Ek het self al die dokumente gesien. Daardie saak, soos julle gesê, daardie Meriete saak moet nog aangehoor word, maar daar's geen kans dat hierdie skorsing kan deurgaan nie. Daar was werklik waar geen gronde daarvoor gewees nie. Enige goeie regsadviseur sal vir jou sê, dit was 'n totaal en al ongegronde beweringe waarop hy geskort is. Dan natuurlik die uitspraak wat ons heelpad ook verwag het. Van die oomblik wat ons met ons lid Metler vergader het, was Solidariteit 100% oortuig dat ons saak sou slaag, want prosedureel was dit baie duidelik dat die speaker verkeerd opgetree het. So daar was nie twyfel daaroor nie. Die EFF en die ANC het waarskynlik nie hierdie regsoptrede verwag nie, of hulle het gehoop dat dit nie sou gebeur nie, of hulle het gehoop dat die hof dit nie dringend sou aanhoor nie, dat dit met ander woorde in 'n lang en uitgerekte proses sou ontaard. En die punt wat ek net hier wil maak is, ons moet baie mooi verstaan, en dis hoekom dit so belangrik is om dop te hou wat op verskeie plekke in die land tans gebeur, is dat die Tshwane Metro is eenvoudig vir sommige partye en individue tans 'n bron van korrupsie. Dit is 'n geleentheid om steeds reuse kontrakte toe te ken. Ons sien dit byvoorbeeld met water wat in vragmotors aangery word na verskeie buurte noord van Pretoria. Ons sien dit met verskeie ander dienste wat gelewer word, en daar's eintlik individue en partye wat desperaat is om soveel as moontlik van hierdie uiters twyfelagtige en ek wil self sê dikwels korrupte dade te kan pleeg voordat die munisipale verkiesing natuurlik aanbreek en die samestelling van die munisipale raad moontlik kan verander. En hierdie was vir ons 'n fantastiese tekenende voorbeeld van hoe dit in een van ons groot metro's, ons hoofstad Pretoria gebeur, in die Tshwane Metro, maar ons moenie uit die oog verloor nie. Hierdie tendens is tans besig om af te speel in munisipaliteite reg oor die land, waar mense kyk, wat kan ons nog steel voor die munisipale verkiesing plaasvind, en dit is ongelukkig eintlik iets van die tragedie van die huidige politieke fase waarin ons in die land verkeer. Dankie Jaco, ek wil vir 'n oomblik by jou bly. Ons tyd is vinnig besig om ons in te haal, maar ek wil stop en die program klaarmaak met internasionale gebeure, en ek dink die grootste hiervan is die Iran-VSA kwessie. Ons sien dat die markte baie positief gereageer het nadat president Donald Trump aangekondig het dat hy is in gesprek met Iran, dat daar moontlike ooreenkoms kan wees en dat dit insluit dat die straat van Hormuz oopgesluit sal word. Maar net daarna sien 'n mens ook dat Iran sê maar hulle ontken dat daar enige gesprekke plaasvind, en dit is 'n tendens wat mense nogal sien. Net jou opinie daaroor.
Ja, Susan, dis die tendens van die afgelope weke, né, en dit is wat dit so moeilik maak om die uitkoms hiervan te voorspel. Jy weet, ek word elke dag gekontak deur van ons eie lede en Suid-Afrikaners wat natuurlik bekommerd is oor brandstofpryse en bekommerd is oor kunsmis. Ons boere wat nou gesien het dat daar weer 'n week of 2 gelede uitdagings was met kunsmis weens ook die geweld wat in die Rooi See uitgebreek het. Ons het so 3-4 weke gelede almal verwag dat daar 'n skerp daling in die brandstofprys hierdie week sou wees. Uiteindelik sien ons die teenoorgestelde en dit natuurlik weens hierdie hernieude geweld wat die afgelope paar weke opgevlam het. Nou interessant genoeg hier in Amerika, en ek het nou verskeie deelstate hierdie afgelope dae besoek en jy weet met politieke partye gesels, met politieke kandidate. Gister nog ontmoet met 'n senaatskandidaat in Michigan wat 'n goeie kans staan om tot die senaat verkies te word en die eerste punt waaroor almal praat is hulle kommer oor hierdie oorlog wat nie klaar kom nie en die gevolge wat dit het in die Amerikaanse politiek. So die hele politieke stelsel in Amerika is bewus daarvan. Hier's 'n diepe kommer en frustrasie dat hierdie konflik nie tot 'n einde kan kom nie. En die probleem is as jy nou presies dit wat jy gesê het, nou kyk wat vanoggend gebeur het. President Donald Trump word oortuig deur lande soos Saudi-Arabië, Qatar, Pakistan en ander om 'n reuse aanval op Iran waarvoor die Amerikaanse weermag gister eintlik al reg gestaan het. Hy word oortuig om dit eers uit te stel of af te las in die hoop dat daar 'n vinnige ooreenkoms gesluit kan word omdat sekere elemente van die regering in Iran eintlik sê hulle is bereid daartoe, hulle stem in daartoe. Die gematigde groepering, die president van Iran, die soort van gematigde faksie daar. Intussen kry jy die Islamitiese Revolusionêre Wagkorps wat 3 weke gelede op skepe geskiet het in die seestraat van Hormuz wat sê man, hier is geen kans vir gesprekke nie, solank soos wat Israel, die Palestynë teiken en allerhande ander dinge aan en trek hulle in binne hierdie konflik, gaan ons voort met ons stryd in Amerika. Ons wil om die waarheid te sê, sien dat Amerika uit alle Midde-Oosterse lande onttrek, wat natuurlik nie gaan gebeur nie. So, dis jou groot uitdaging op hierdie stadium. Die Amerikaners is bekommerd, saam met baie lande in die wêreld oor die globale gevolge van 'n uitgerekte konflik. Die Amerikaners is bereid om te onderhandel. Hulle vra hulle self die vraag af, moet ons groot militêre druk plaas op Iran om hulle eintlik te dwing tot 'n skikking? Moet ons met ander woorde hulle ekonomie eintlik op sy knieë dwing, laat hulle instem tot 'n skikking? Aan die ander kant is daar al die Midde-Oosterse lande wat hulle probeer oortuig om dit nie te doen nie en steeds te onderhandel. Intussen gaan die tyd verby en nou ja, gister daal die oliepryse weer met 10%, maar goed, as daar môre weer konflik uitbreek, dan spring die olieprys weer met 10% te styg hy weer en dit skep hierdie geweldige internasionale onsekerheid. Dit is nie goed, dink ek, vir president Donald Trump en sy regering nie. Dis nie goed vir die Amerikaanse ekonomie nie en dis definitief in Suid-Afrika ook nie goed vir ons en ons eie ekonomie nie. So kom ons hoop dat hierdie huidige poging wat deur verskeie Arabiese lande gevoer word om die Iranese eintlik te dwing tot 'n ooreenkoms dat dit gaan slaag, maar nou ja, ongelukkig het ons gesien dat elke ander poging die afgelope 2-3 maande misluk het en dit skep dus toenemend internasionaal maar 'n skeptisisme by mense oor die kanse dat onderhandelinge kan slaag. Ons hou dit fyn dop. Ons het 1 minuut oor, Roland, so ek wil volstaan by jou. Is diplomatie nog 'n realistiese uitweg hier? Mits die omstandighede daarvoor bestaan en een van die kwessies wat nou al hoe meer opgehaal word, ook in die VSA, is dat president Trump se legitimiteit is besig om skade te ly, want elke keer voor 'n groot operasie dan sê hy goed, ons sit onderhandelinge, ons is naby ooreenkoms en dan word die operasie afgestel. As jy dit weer wil doen, moet jy weer opbou, en so gee jy al hoe meer tyd. Die ander argument is dat Iran kry al hoe meer reg deur doeteenvoudig dreigend op te tree. En hulle het nie die mag om die VSA te oorkom of hulle kan skade aanrig op die meeste, maar hulle kry dit reg om hierdie beeld te skep van 'n groter bedreiging vir die hele streek. En dit maak dat daar groot twyfel is oor hoe lewensvatbaar is dit wat nou gedoen word. En dan word daar al hoe meer vrae gevra oor die vermoë van die kernonderhandelaars van die VSA om werklik met Iran harde onderhandelinge te voer en hulle te dwing tot 'n ooreenkoms. Want Iran is terug in sy ou patroon van jare gelede, van uittrek, uitstel, sonder om hulle te verbind tot iets. En op die einde is dit die VSA wat begin lyk soos die party wat nie eintlik die ding kan deursien nie.
En dis nie goed vir voorspelbaarheid nie, dis nie goed vir stabiliteit nie, glad nie goed vir president Trump en die FSA nie. En ek dink ook in aanloop, ons is minder as 100 dae weg van die midtermyn verkiesings ook. So dit is nou weer ook 'n kwessie en Jaco, ek dink ons sal op 'n volgende geleentheid meer daaroor kan gesels. Maar ons program is tot 'n einde. Baie dankie dat jy saam gekyk het. Baie dankie ook aan my gaste, Roland Henwood, politieke wetenskaplike by die Universiteit van Pretoria. Roland, ek waardeer jou deelname vanaand. Dankie Susan, altyd 'n plesier. En dan daar uit die FSA uit Jaco Kleinhans, hoof van openbare skakeling by Solidariteit. Jaco, baie dankie vir jou tyd. Baie dankie, lekker aand vir julle. Ek is Susan Botha en tot 'n volgende keer. Totsiens.